Die vyand is verslaan, die vredevors het opgestaan, Jesus, die oorwinnaar. Elke muur sal val, in die naam bo elke naam, Jesus, die oorwinnaar. Die vyand is verslaan, die vredevors het opgestaan, Jesus, die oorwinnaar. Elke muur sal val, in die naam bo elke naam, Jesus, die oorwinnaar. Laat die lof voor ons lippe loop, Jesus bloed het ons vrygekoop, oh, oh. Laat die lof voor ons lippe skree, Jesus het getriomfeer, oh, oh. Die vyand is verslaan, die vredevors het opgestaan, Jesus, die oorwinnaar. Elke muur sal val, in die naam bo elke naam, Jesus, die oorwinnaar. Die vyand is verslaan, die vredevors het opgestaan, Jesus, die oorwinnaar. En elke muur sal val, in die naam bo elke naam, Jesus, die oorwinnaar. Laat die lof voor ons lippe loop, Jesus bloed het ons vrygekoop, oh, oh. Laat die lof voor ons lippe skree, Jesus het getriomfeer, oh, oh. Die vyand is verslaan, die vredevors het opgestaan, Jesus, die oorwinnaar. Elke muur sal val, in die naam bo elke naam, Jesus, die oorwinnaar. Die vyand is verslaan, die vredevors het opgestaan, Jesus, die oorwinnaar. Elke muur sal val, in die naam bo elke naam, Jesus, die oorwinnaar. Jesus, die oorwinnaar. Jesus, die oorwinnaar. Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons die heerlikheid kan verwoord, die lof besing met 'n aardse stem. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer, eer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons die heerlikheid kan verwoord, die lof
loof hom tot in ewigheid. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer, eer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid, loof hom tot in ewigheid, loof hom tot in ewigheid. Draw me close to you, never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire, no one else will do, 'cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace, help me find the way to bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you, never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire, and no one else will do, 'cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace, help me find the way to bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near.
spreek en wind en golwe bedaar, ek sal ook jou getrou bewaar. Vertrou en weet, ek is die Heer. Laat rus by my, jou kommer en vrees. Vertrou en volg my woord en gees. Wees stil en weet, ek is die Heer. Bly waak en bid, volhard in geloof. Ek is by jou, soos ek beloof. Ek is by jou, soos ek beloof. Jog Here, wat 'n voorreg om te kan bely en te kan weet en dat U dit vanoggend weer vir ons kom bevestig. U is by ons soos U ons beloof het. Maak nie saak wat vir ons voorlê hierdie week nie, U is by ons. U het ons. U hande rus op ons, U hande is onder ons. Dankie vir daai wete, Here. Amen. In terme van die kerklike jaar is ons nou in Adventtyd en dis die 3de Sondag van Advent. So as jy enigstens is soos sommige van my familielede, dan raak hulle angstig hoe nader ons kom aan die 4de Sondag van Advent, want dan is dit nou regtig nog net 'n week, dan is dit Kersfees. En daar gaan 'n klomp spanning daarmee gepaard, want mense voel hulle moet nog Kersfeesinkopies gaan doen en dis reëlings en dit wat ons Kersdag gaan eet is nog nie eintlik vasgemaak nie en ons beklei nog is dit 'n varkbout of is dit 'n gambit of ek weet nie eintlik eers wat waaroor beklei mense oral nie. Maar in Adventtyd is ons besig met allerlei voorbereidings om uiteindelik voorberei te wees vir Kersfees. En ek sê net nou vir die mense daar agter in die kombuis toe ons vergader het, dis ek vir hulle, ek dink ons mis partykeer dat God na die wêreld toe gekom het. Maar wanneer ons bely en wanneer ons sê Jesus het aarde toe gekom het mens geword, nie net vir die wêreld nie, maar vir ons persoonlik ook. En ek wonder partykeer of ons dit mis. Ek wonder partykeer of ons nie net verby dit leef nie, of ons nie net aangaan asof dit nou maar net, dis nog 'n feesseisoen, dis nog 'n Kerstyd. En ek dink ons mis dit, dat wanneer ons sê dat hierdie verwagting van die Messias wat die volk gehad het, die koms van die Messias uiteindelik wat hulle kom verlos het uit hulle krisistyd, uit hulle moeilikheid uit, het ook gekom vir my en jou. En ek wil hê jy moet daai wete net in jou hart bære. En dit dalk nie te diep bære nie. En dat jy in jou persoonlike voorbereiding ook vir Kersfees en vir Kersdag spesifiek ook sal besig wees met hierdie gedagte. Adventtyd is 'n tyd van wag en dit is nie vir ons lekker om te wag nie. Ek het verlede week ook gesê om te wag in ons gejaagde lewe voel net vir ons as tydmors. Dit voel net vir ons asof jy het nie 20 minute om in die bank te gaan sit en te wag nie. Jy het nie 2 of 5 ure, dit hang af op watse dag vang jy hulle, om in binnelandse sake te gaan sit en wag vir goed nie. Ons het nie tyd om te wag nie. En Advent leer ons eintlik dat om te wag 'n kuns is. Want dis nie 'n passiewe wag wat jy net jou tyd mors nie. Dis 'n tyd van besig wees met jouself, besig wees met die Here en ook te hoor wat hy in hierdie tyd vir jou wil sê. En ek wil vanoggend begin deur vir julle 'n gedig voor te lees, baie bekend van Elizabeth Eybers, Maria. En dis een van my gunsteling gedigte wat my so diep tref elke keer en wat elke keer my hartsnare so roer. So ek deel dit graag vanoggend met julle ook. 'n Engel het dit self gebring, die vreugdeboodskap, en jy het 'n lofsang tot God se eer gesing. Maria, nooi uit Nasaret. Maar toe Josef van jou wou skei en bure agterdog jou pla, het jy kon dink eenmal sou hy die hele wêreld skande dra.
Toe jy soms met 'n glimlag langs jou liggaam stryk, die stilte instaar, wis jy met hoeveel liefde en angs sou hy sy helle vaart aanvaar. Die nag daar in die stal, geen een om jou in jou nood by te staan. Het jy geweet dat hy alleen Getsemane sou binnegaan? Toe vorste uit die ooste kom om nederig hulde te betoon, wis jy hoe die soldate hom tot koning van die volk sou kroon. En toe hy in jou arms lê, sy mondjie teen jou volle bors, het jy geweet dat hy sou sê, toe dit te laat was, ek het dors. Toe dit verby was en jy met sy vriend Johannes huis toe gaan, Maria, vrou van smarte, het jy toe die boodskap goed verstaan. En hierdie gedig vertel vir ons iets van Maria en Jesus se broosheid en kwesbaarheid, amper half uitgelewer aan 'n wêreld. En as jy nou dink, jouself net kan indink, hierdie bittere jong meisie wat hoor sy gaan 'n kind in die wêreld bring. Nie enige kind nie, nie sommer net 'n seentjie nie, die seun van God, die verwagte Messias. En dan wil ek amper, ek dink onwillekeurig dat mense wil sê, okay Maria, nou pressure. Hier's nou nie eintlik druk op jou nie, maar dis 'n totale groot verantwoordelikheid op hierdie jong meisie. En ek wonder regtig of sy gedink het as terwyl sy hierdie kleintjie versorg het, of sy hierdie goeters geweet het. En waarskynlik nie, want sy het ook nie presies geweet waarvoor sy haarself inlaat nie. En Maria het waarskynlik 'n hele klomp vrae gehad en ons sien wanneer sy in die teksgedeelte met die engel Gabriël gesels en hulle praat met mekaar, dan sien ons, sy sê, maar hoe gaan ek 'n kind kry as ek nog nie 'n man het nie? Is nog nie getroud nie. En dan dink ek, sy het seker gesê, maar wie gaan vir hierdie kindjie sorg? Ek is self eintlik maar nog 'n kind. Wat gaan Josef sê? As ek nou vir hom sê, ek verwag 'n kind, en dit is nie sy kind nie, wat gaan hy sê? Wat gaan die mense sê? Wat se kinderstories gaan daar wees oor my, met hierdie babietjie wat ek verwag? En dan sien ons, al hierdie vrae het seker deur is letterlik in 'n splitsekonde deur haar gedagtes gegaan. En wat doen Maria? Sy aanvaar dit met geloof. Sy het nie geweet waarvoor sy haarself inlaat nie. Sy het nie geweet wat alles gaan gebeur nie. Maar sy aanvaar dit met geloof. En die verhaal van Jesus se geboorte, van God se verlossing van die mensdom, is 'n verhaal van broosheid en kwesbaarheid. En ek wil vanoggend vir julle lees uit Lukas 2 uit, die bekende verhaal van Jesus se geboorte. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eerstelingseun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen ander plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." Skielik was daar saam met die engele 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense en wie hy 'n welbehae het." Nadat die engele van hulle weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: "Kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het." Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is.
So Kerstyd is 'n bitter spesiale tyd van die jaar. En saam met Paasfees is dit eintlik vir my twee van die lekkerste tye in die jaar om in die kerk te wees en hier te kom, want ons het verskillende rituele en boodskappe en ons sing Kersliedere. En behalwe vir dit wat ons in die kerk beleef, is dit ook lekker, want ek kyk na al die kersmarkies wat daar is, ek kyk na die mooi liggies wat sommer enige vertrek net ophelder, blink geskenkpapier en kersbome, en dis net 'n feestelike atmosfeer. En natuurlik ook dan die geboorteverhaal wat ons lees van engele en van wyse manne en van die geboorte van 'n kind in 'n krib, en dit is 'n ongelooflike verhaal. Maar die probleem is dat ons baie keer dit romantiseer en dat ons wat eintlik daar gebeur het so bietjie mis en so bietjie vergeet. So kom ek en jy gaan vanoggend op 'n reis en vergeet vir 'n oomblik van die kerstonele wat ons sien op prentjies van Maria en Josef wat vir hierdie tevrede kindjie staar, en hierdie kindjie staar wat in 'n krib lê wat snoesig lyk, met strooi wat nie so hard lyk nie en in doeke toegedraai. Kom ons vergeet net daai toneel vir 'n oomblik. Ek sê nie jy moet dit nooit weer daaraan dink nie, maar kom ons kyk net wat het eintlik daar gebeur. So sien in jou geestesoog die verhaal van 'n jong meisie wat swanger raak voordat sy getroud is. Nou in vandag se tyd is dit vir sommige mense baie erg, maar in daardie tyd was dit amper die ergste ding wat jy kon doen. Want hulle het in 'n diep patriargale samelewing groot geword, waar 'n vrou se waarde en se eer letterlik in haar reinheid gelê het. As sy nie 'n maagd was wanneer sy getroud is nie, dan was sy sleg. Dan wou hulle haar nie gehad het nie. Die samelewing het bitter streng reëls in daai tyd gehad oor wat vrouens mag doen en nie mag doen nie, hoe hulle moet gedra en wat hulle nie mag doen nie, wat hulle mag aantrek, wat hulle nie mag aantrek nie, hoe hulle self moet ek wil nou die Engelse woord gebruik, maar ek soek nou 'n ander sin, hoe hulle self moet present in die publiek, hoe hulle moet letterlik wie hulle moet wees, het die samelewing vir hulle voorgeskryf. En behalwe dat Josef net vir haar kon sê, luister, ek gaan nie meer met jou trou nie, want jy is swanger met 'n kind wat nie myne is nie. Hy kon daai verloving verbreek, geen vraag, niemand sou iets gevra het of snaaks gedink het nie, want dit was die gebruik daarvan. Maar sy kon ook ter dood veroordeel geword het. Dis hoe ernstig dit was, dat sy swanger geraak het voor die huwelik. So Maria, wat ja sê vir God, sê ja vir broosheid. Sê ja om uitgelewer te wees. Sê ja vir kwesbaarheid. So toe Maria sê, ja Here, ek sal hierdie doen. Sy het nie net ja gesê om die seun van God in die wêreld te bring nie. Sy het ja gesê vir seerkry en verwerping van ons samelewing en van mense wat gaan skinder. Mense wat gaan praat, mense wat gaan dink sy sleg. Die verhaal van Jesus se geboorte is 'n verhaal van twee hawelose mense sonder heenkome. Mense vir wie hulle eie familie nie eens 'n gaatjie kon maak nie. Ons lees in die teks, elkeen was na hulle eie stad toe. Daar waar hulle vandaan gekom het, hulle geboorteplek, hulle huis, daar waar die meeste familie waarskynlik nog gebly het. En dan wonder ek, maar hoekom het die familie nie net 'n matras vir hulle neergesit en vir hulle gesê, hier's vir julle plek nie? En die Bybel gee nie vir ons antwoorde nie. Ons weet nie hoekom het niemand in Bethlehem hulle gehelp en vir hulle gesê dat hulle familie spesifiek. Ek weet dit was vol en almal het soontoe gegaan en daar was massas mense, maar hulle familie, ek wonder altyd jy kan 'n matrasie in die gang sit en hulle sou 'n plekkie gehad het. Maar hulle familie het hulle nie gehelp nie. So hulle het nie heenkome nie. Ons weet nie hoekom hulle nie 'n plek gehad het. Hulle familie nie vir 'n plek gehad het. Miskien is dit omdat mense gepraat het, miskien was hulle skaam. Miskien het hulle nie heeltemal verstaan hierdie meisie wat nou swanger is nie. Want kom ons wees nou eerlik met mekaar. As 'n 14-jarige min of meer meisie sê sy is swanger, maar sy is regtig nog 'n maagd, sou ons dit geglo het? Nee, ons sou nie. Dit is nie rasioneel, maak dit glad nie vir ons sin nie. Maar dis presies wat God doen. God hoef nie rasioneel sin te maak nie. En hy doen nie altyd nie. En dis die wonder, dis een van die wonders van die Kersverhaal, is dat Maria 'n babietjie kry as 'n maagd. Maar so eindig hulle toe nou op tussen die diere in 'n stal, en nou moet ons besef, dis nie oulik nie. Die prentjies wat ons altyd sien is cute.
Dis oulike donkies en koetjies en sulke klein sagte lammetjies en dit lyk sommer net so oulik. Maar julle 'n stal is vuil. Dit lyk soos 'n stal, dit ruik soos 'n stal en daai diere is nie skoon nie. Daai sagte lammetjie wat lyk soos 'n wattebolletjie, dit was nie hoe dit was in daai tyd nie. Nou moet ons onthou dat die stal is nie higiënies baie skoon nie. So daar's nie dokters of vroedvroue of skoon water of warm lappe om daai babatjie in die wêreld mee te bring nie. Daar's nie hand sanitizer of basiese mediese toerusting wat hulle kon gebruik nie. Kan jy dink hoe bang moes hy wees? Hoe bang moes Josef wees? Want hy weet eintlik ook nou nie wat hier op hom wag nie. En dan wat ons ook moet onthou, en hierdie het my van vooraf sommer net weer omgekrap, maar wat ons ook moet onthou is dat hulle in 'n verskriklike streng reinheidskultuur geleef het. So daar was allerlei wette oor hoe en wat alles gewas moes word en dat jy aan sekere goed nie mag gevat het nie en bloed was onrein. Dit was byvoorbeeld een van die goeters waarna jy nie mag gevat het nie. En as ons bietjie verder in ons teks lees, dan sien ons dat hulle deur 'n reinigingstydperk gegaan het. Maria, Josef en Jesus moes deur 'n reinigingstydperk gegaan het voordat hulle weer aanvaarbaar was vir die samelewing. En as ons gaan kyk in Levitikus 12, is daar 'n hele hoofstuk in die Bybel wat gaan oor die reiniging na 'n swangerskap. Ons sien onder andere dat daar staan: wanneer 'n vrou 'n seun in die wêreld bring, is sy onrein, soos wanneer sy menstrueer 'n week lank. Daarna moet sy nog 33 dae wag om seker te wees dat die bloedvloeiing opklaar. Voor die tydperk om is, hoor nou hoe streng is dit, mag sy aan niks raak wat gewyd is nie, en sy mag ook nie die heiligdom ingaan nie. So Maria het regtig swaar gekry. Nou mag sy nie, sy skenk geboorte op 'n baie jong ouderdom. Sy is nie getroud nie, so die mense skinder en hulle praat. Sy word uitgestoot en mense dink sy is regtig onrein. Nou gee sy geboorte en volgens die reinheidskultuur en wette in daai tyd is sy nou onrein vir langer as 'n maand. En dan as jy nou in Levitikus 12 lees, is dit interessant. Maar as jy 'n dogtertjie gekry het, is jy nog 'n klein bietjie meer onrein dan. Dan moet jy nog 'n ekstra week gekry wat jy nie deel mag neem aan die rituele en die praktyke van die godsdiens nie. So behalwe vir hierdie vreeslike reëls en rituele waardeur hulle moes gegaan het en hoe traumaties dit moet gewees het, nou dat jy klaar op die rand van die samelewing is en nou nog verder uitgestoot word omdat jy onrein is, kan ons net dink wat dit moet wees en hoe dit moet wees in vandag se tyd selfs as iemand moet geboorte skenk tussen diere. Ons sal onmiddellik besef hoe uitgelewer en hoe broos en hoe kwesbaar daai situasie is. Ons sal onmiddellik dink, "Jog, maar dis nie veilig nie. Wat as daar iets verkeerd gaan? Daar's nie skoon water nie." Ons kan dit nie dink nie. So ons vergeet partykeer wat presies in die verhaal van Jesus se geboorte gebeur en hoe kwesbaar die hele situasie was en hoe broos hulle almal was wat daarbey betrokke was. En in hierdie brose omstandighede gebeur die wonderlikste, mooiste ding. Die Messias, die lank verwagte Messias word gebore. En dis 'n groot gebeurtenis waarvoor die volk letterlik etlike honderde jare voor gewag het. En hier kom die Messias uiteindelik. En dis letterlik die nuus van die eeu. Nou sal jy dink, okay, ons gaan nou 'n bord opsit en ons gaan nou pamflette uitdeel en ons gaan hardloop in die veld in en ons gaan vir mense vertel, julle, die Messias het gekom. Maar wie hoor eers die nuus? Die skaapwagters. En weer eens dink ons, dis so 'n romantiese ding, want die skaapwagters wat daar mooi onder die Bethlehem staan, daai prentjies wat ons sien, en hulle skaapies is so mooi rustig, en hulle sit daar, en hier kom die engele, en die hele hemel helder op. Maar nou moet ons weer nog 'n ding besef. Herders was die laagste op die sosiale stelsel van daardie tyd. Hulle was regtig niks werd nie. Hulle was arm, en hulle was ook onrein. Die mees basiese ding om jou hande te was voor jy eet, kon hulle nie doen nie. Hulle kon nie hulle hande was eintlik enige tyd van die dag nie. Hulle was tussen hulle skape die hele tyd. As 'n skaap dood gegaan het, dan moes hulle daai skaap optel.
as daar 'n bekleierery was, as 'n jakkals of 'n leeu of 'n ding gekom het en die skaap gebyt het, dan het hulle daar met die skaap gewerk en hulle was onrein want hulle vat aan die bloed. En dit was hulle realiteit. Hulle was die laagste op die sosiale orde. So, behalwe dat hulle nie eers iets eenvoudig kon doen soos om hulle hande te was nie, het hulle nie tyd gehad om al die reinigingsrituele te doen van 30 dae so en 10 dae van hierdie en dan moet jy dit offer om nou skoon te kom nie. Hulle het nie tyd gehad nie. Hulle moes kyk na die skape. Hulle moes omsien na die skape. So nie alleen was herders of skaapwagters onbelangrike arm en laagklas mense in daai tyd nie, maar wanneer dit gekom het by godsdiens, was hulle volgens die mense in daardie tyd ook slegte mense, want hulle het nie die godsdiensrituele nagekom nie. En dis aan hulle wat die nuus eerste verkondig word, nie aan die plaaslike rabbi of die leier of die koning nie, aan hulle, die skaapwagters, die laagste op die sosiale stelsel. So hierdie verhaal van Jesus se geboorte is nie 'n triomfantelike romantiese verhaal nie. Dis 'n verhaal van brose mense wat ja gesê het vir die Here, wat geluister het toe die Here gepraat het. En dan het ons nou eintlik nog nie eens gepraat oor die grootste skandaal van hierdie verhaal nie. Die ergste van alles, is nie regtig 'n skandaal nie, maar die ergste van alles is dat God aarde toe kom. Die skepper van die hemel en die aarde kom aarde toe as 'n mens. En mense is broos. Mense is bitterbroos. As jy dink by jouself, hoe broos is jy as 'n mens? Nie net emosioneel nie, maar hoe lank of hoe vinnig gaan 'n mens se lewe verby? Hoe vinnig kan daar goeders verkeerd loop in jou lewe? Mense is broos. Nou kom God as 'n mens om die mensdom te verlos, deur gebore te word as 'n baba. En ek weet nie of jy nou al 'n pasgebore baba gesien het nie, maar dit is nou regtig 'n broos dingetjie. Regtig afhanklik van letterlik die mense rondom hom of haar. Hy of sy gaan nie oorleef as iemand nie fisies na hulle omsien nie. En hier is hierdie babatjie God in 'n stal in die diere se voerbank. Dit klink amper onrealisties dat God op so 'n manier deel word van die wêreld. En ek het verlede week bietjie gepraat oor Israel se verwagting van die Messias en hierdie verwagting wat hulle gehad het was: Here, ons sukkel, ons is in ballingskap, dit gaan nie met ons goed nie. Die profeet het ons gewaarsku, ons het droog gemaak, het ons teruggevat, ons het droog gemaak, maar ons kort nou uitkoms. Hierdie is nou nie vir ons goed nie. So hulle verwag 'n kryger, iemand wat vir hulle gaan kom beklei, iemand wat reg is om te kom verdedig en om hulle die ander volke en die ander gode onmiddellik te verslaan. Nou kom hulle hier en hier's 'n babietjie. En ek kan dink dat die volk dalk 'n bietjie teleurgesteld sou kon gewees het. Maar die Messias kom as 'n baba, klein, broos en uitgelewer aan die wêreld. Buite daai toneel waar Josef en Maria nou hierdie kleintjie het en nou besef, okay, hier begin die dinge nou gebeur. Buite woed die politieke magte. Die Romeine het die land ingeneem, almal veg om mag, dis chaos. En dan later volg daar 'n massamoord. En hierdie gesinnetjie met God wat 'n brose jong seentjie is, moet vlug vir hulle lewens na 'n vreemde land toe. En hulle word vlugtelinge. Dis eintlik verskriklik. Hierdie verhaal is eintlik 'n fliek wat so baie spanning elemente het dat jy letterlik regop in jou stoel moet sit die hele tyd en jy nie eens tyd het om jou springmielies te eet nie. Dis 'n spanningsvolle verhaal. Maar die verhaal van Jesus se geboorte, ek sê dit weer, van God se verlossing van die mensdom is 'n verhaal van broosheid en kwesbaarheid. En dan is dit tog interessant dat ek en jy, en ek sê, sluit myself onmiddellik by dit in, ons wil broosheid vermy ten alle koste. Ons wil nie broos wees nie, ons wil nie kwesbaar wees nie, ons wil onsself ten alle tye net so ver as moontlik beskerm teen seer kry, teen moontlike verwerping of moontlike so klein bietjie ongemak. Ons wil nie afhanklik wees van ander mense nie. Ons wil nie seer kry nie. So ons ontwerp nogal strategieë om onsself te beskerm. Miskien is jy iemand wat perfeksionisme gebruik om
seker te maak dat jy nie broos is nie. In jou werk dalk, jy is so presies op dit wat jy doen, dat iemand net nie in 'n vergadering vir jou kan sê, "Jog, daar's 'n spelfout op jou slideshow nie." Jy's presies, want jy wil nie broos wees nie. Jy wil nie in daai oomblik voel maar jy's uitgelewer aan hierdie vergadering nie. Miskien intellektualiseer jy dit. Miskien gebruik jy drank of partytjies of grappies of vermaak, of is jy totaal verslaaf aan jou werk, net om nie te voel nie, net om nie broos te wees nie, net om nie te erken dat jy soms 'n bietjie sukkel nie. Brené Brown is een van my gunsteling, ek wil sê mense in die wêreld, maar dis 'n bietjie erg. Maar sy's 'n Amerikaanse professor wat baie goeie werk doen oor emosies en oor kwesbaarheid en vulnerability, broosheid. En sy noem 'n baie interessante manier oor hoe ek en jy broosheid probeer keer. So sy sê dat vreugde, joy, een van die mees brose emosies is wat ons kan ervaar. En toe ek dit vir die eerste keer hoor, toe dink ek, ag nee man, hoe's dit nou? Hartseer is broos. Maar toe sê sy 'n interessante ding. Sy sê ons reageer op vreugde met dit wat sy noem foreboding joy. So ons vertaal dit maar as onheilspellende vreugde. So die oomblik wanneer jy ware vreugde ervaar, dan begin jy dadelik dink aan alles wat kan verkeerd loop, wat waarskynlik nie gaan nie, maar alles wat dalk kan verkeerd loop, en dit kan hierdie vreugde van jou vernietig. Charlie Brown van Snoopy het dit ook gesê, en ek hou van die strokiesprent, en hy het ook gesê, I think I'm afraid to be too happy, because whenever I get too happy, something bad always happens. En dis ons met die lewe omgaan. Ons geniet nie daai oomblik net van absolute vreugde nie, want daar moet mos nou ietsie sleg gebeur. Daar moet ietsie wees wat nou gaan gebeur, wat nou hierdie mooi oomblik van my af gaan wegvat. So miskien is jy iemand wat onttrek uit verhoudings uit, wanneer dit regtig goed gaan in daai verhouding. Nou onttrek jy, want jy weet, iewers gaan hierdie tot 'n einde kom. Iewers gaan hierdie persoon jou seermaak, want jy voel broos. Nou onttrek jy liewer. Miskien is jy iemand wat kyk na jou kinders of jou kleinkinders wanneer hulle speel of wanneer hulle slaap, en dan dink jy, wat alles met hierdie kindjie kan gebeur. In plaas van om die vreugde van die oomblik in te neem en te geniet en te weet dat hierdie oomblik is 'n oomblik van absolute ware vreugde. Ons probeer onsself beskerm elke liewe dag teen seerkry en verwerping. Dis amper asof ons in die oggende opstaan en sê, maar waarvoor moet ek nou vandag bang wees? Kom ons dink. En die van julle wat dalk 'n overthinker is, ek voel julle. Want dit gaan swaar met ons wat so baie dink. Wie moet ek blameer vandag? Waarvoor kan ek bang wees? Wat kan vandag verkeerd gaan? Wie kan my vandag in die rug steek? En dis nie die lewe waartoe die Here ons uitnooi nie. Maar jy sien, ons dink broosheid is swakheid. Dis hoekom ons so reageer. Ons dink om broos te wees, om te huil, om emosie te ervaar en te voel en te wys is swak. Dis 'n vorm van swakheid. Maar broosheid is nie swakheid nie. Om broos te wees is een van die dapperste dinge wat jy in jou lewe kan doen. Iemand het vir mense gevra, wat is broosheid? Hoe sal jy dit beskryf? Wat is vir jou broosheid? En baie keer dink ons broosheid is net wanneer jy hartseer is of wanneer jy iemand aan die dood afgestaan het of so iets. Maar die antwoorde wat gekom het is baie treffend. Mense het gesê om broos te wees is om 'n ongewilde mening te deel. Om broos te wees is om op te staan vir jouself. Om broos te wees is om te vra vir hulp. Moeilik en om broos te wees is om nee te sê. Om broos te wees is om jou eie besigheid te begin. Om broos te wees is om jou 34-jarige vrou met fase 4 borskanker te help met besluite oor haar testament. Om broos te wees beteken om 'n vriend te bel wie se kind gesterf het. Om broos te wees is om afgedank te word. Om broos te wees is om swanger te raak na 3 miskrame. Om broos te wees is om te wag vir 'n biopsie se uitslae. Om broos te wees is om te erken dat jy bang is, te vra om vergifnis, te glo en te hoop. God word broos. God word volledig deel van ons realiteit.
Hy word 'n babietjie onder die mees kwesbare omstandighede wat ons onsself kan indink. En dis hoe God kies om ons te verlos, in brose kwesbaarheid. Want sien, liefde per definisie is broos. As jy vir iemand lief is dit 'n broosheid wat jy en daardie persoon met mekaar deel. Want daar kan nie liefde wees sonder broosheid nie, sonder egtheid nie. Om lief te hê is om jouself oop te stel vir seerkry en verwerping, ongelukkig. Maar dis ook om jouself oop te stel vir vreugde en liefde. God word mens sodat ons hom kan sien, sodat ons sy plan vir ons kan sien, sodat ons sy liefde vir ons kan sien en ervaar. En daai God nooi jou in 'n verhouding met hom in. En God laat toe dat mense hom verwerp. Ons ken die res van Jesus se verhaal. Mense het hom verwerp, hulle het hom verstoot, hulle het hom gespot, hulle was regtig lelik met hom. En God laat dit toe, want hy verstaan iets van broosheid. Advent is 'n tyd van afwagting en hoop, 'n tyd van broos wees. 'n Tyd van weet dat jou storie nie hier eindig nie, maak nie saak hoe moeilik dit vir jou is vandag nie. Maak nie saak hoe jy opsien na daai kerstafel waar daai sekere mense nie hierdie jaar gaan sit nie. Dis 'n tyd van jou storie wat nie hier stop nie. As ons hierdie Advent praat van hoop, dan praat ons van broosheid. Want hoop is 'n onsekere risiko wat jy geen garanties op het nie. Om te hoop is broos. Dis om al ons beskermingsmeganismes, al die goeders wat ons doen om net nie broos te voel nie. Dis wanneer ons dit laat val en ons weet dat ons gaan seer kry. Om te hoop is om te erken dat ons nie beheer het nie. Dat ons in die wêreld waarin ons leef nie perfek is nie. Eintlik inteendeel, glad nie okay is eers nie. Om te hoop is dapper. Dis die moedigste ding wat jy kan doen. Dis om ons vertroue in God te stel en hom lief te hê. En dis net wanneer ons broosheid omarm en aanvaar, dat ons dit reg kry om regtig in hoop en liefde in God se hand te leef. So my gebed is dat jy in hierdie Kerstyd en hierdie 2 weke wat nog oor is voor Kersdag, regtig broosheid sal omarm. En as jy emosie voel oor iemand wat nie meer hier is nie, iemand na wie jy verlang, iets wat vir jou nie lekker voel nie, spanning wat oor jou lewe is, mag jy dit voel vir wat dit is. Ek het so ruk terug, was ek by 'n kursus en hulle het 'n ding gesê wat my regtig so geraak het. Die vrou het gesê in Engels, sy sê, an emotion is not an emergency. It's a wave. Just let it go through. So voel daai emosie. Jy hoef nie altyd sterk te wees nie. Jy hoef nie altyd die een te wees wat almal en alles bymekaar hou nie. Voel daai emosie, voel daai broosheid. En my gebed is ook dat die verhaal van Jesus se geboorte jou op 'n persoonlike reis sal neem. Dat jy sal ontdek dat Jesus nie net vir die wêreld gekom het nie, maar dat jy die wêreld is. En dat jy persoonlik vir God so ontsettend belangrik is, dat hy jou naam ken, jou storie ken en by jou betrokke is. So broos, kwesbaar en uitgelewer het Jesus wêreld toe gekom, na die aarde toe gekom. Net soos ek en jy, broos, kwesbaar en uitgelewer. So God verstaan iets van dit wat jy in jou lewe beleef. Mag jy dit ontdek en mag jy hand aan hand met God hierdie tyd instap en op 'n nuwe en 'n vars manier ontdek wat Kersfees vir jou persoonlik kan beteken. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, om broos te wees is vir ons een van die moeilikste goed, dalk vir 'n party van ons, van die slegste goed wat ons al ervaar het. Here, dalk omdat mense ons broosheid afgemaak het as niks, dalk omdat ons skaam gevoel het oor ons emosies en oor ons broosheid en hoe ons die lewe ervaar op die ou einde van die dag. Maar Here, ons weet dat U presies dit geword het. Broos en kwesbaar, uitgelewer aan 'n wêreld wat stikkend is, 'n wêreld wat dinge nie oukei is nie, Here. Maar 'n wêreld waarvan ons deel is en waarvan U deel geword het, sodat U by ons kan wees, dat U naby ons kan wees. Hierdie geboorte beteken vir elkeen van ons dalk iets verskillend vanoggend. Maar ek wil vir U vra om dit regtig lewendig in ons harte te kom maak. Dat dit nie net 'n verhaal sal wees wat ons al soveel keer van tevore gehoor het nie. Dat ons nie net hierdie tyd agter ons rug wil kry nie, maar dat ons regtig in
die deel van Advent wat nog oor is, dat ons regtig so moeite maak met ons reis na Kersfees. Met dit wat U persoonlik in ons lewens so kom beteken het. Here, dankie dat U kom stil staan by ons elkeen vanoggend. Dankie dat U langs ons sit, ons aan die skouer vat en sê ek is by jou. U dit beloof baie lank terug al. Ek sal vir jou 'n God wees. Here, U wat aarde toe gekom het, is presies die vervulling van daai belofte. Ek sal altyd vir jou 'n God wees. Here, vandag loof en prys ons U en ons sê vir U dankie dat U ons Here is en dat ons nooit ooit alleen is nie. So ons gaan nou sing en ons gaan U naam groot maak. Here, mag dit wat ons sing, dit wat oor ons lippe kom, ook waar wees van ons eie geloofsbelijdenis en ons eie persoonlike reis saam met U. Dankie vir U genade en dat U so 'n goeie God is. Al is die wêreld nie altyd so goed nie. Amen. Hoor die blye engellied aan die koningsseun gebied, vrede op aarde, God die Heer, hy daal tot die son daar neer. Almal wat hom liefhet sing, om hom lof en dank te bring. Almal juig met hart en stem, God word mens in Bethlehem. Hoor die blye engellied aan die koningsseun gebied, Christus ewe God en Heer, Christus daar omhoog vereer. In die volheid van die tyd word hy mens in nederigheid, sondelose lam van God, kom aanvaar die mense lot. Hy met mense saamgetel, ware God Immanuel, ook die aarde bring hom eer, Christus ewe God en Heer. Geliefdes, ontvang ook dan nou die seën van die Here. Mag die genade van God ons Vader, die liefde van sy Seun Jesus Christus, wat mens geword het, broos geword het, deel geword het, en die teenwoordigheid en die nabyheid van die Heilige Gees elke dag herinner. Immanuel, God is met ons. Amen.